goeie skoolbestuur die fundament van 'n gesonde skool? Ek is Leandi Brazler en jy kyk na Skoolslim. Dit is 'n potsending van die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum en by my vandag het ons vir Hugo Vermeulen. Hy is die hoof van opleiding by die SOS. So Hugo, baie welkom. Wanneer ons van 'n gesonde skoolbestuur praat, waaroor praat ons nou eintlik van? 'n gesonde, goed bestuurde skool funksioneer doelgerig en baie gebalanseerd, en dit is maar afkomstig van 'n goeie, effektiewe leierskap. As die leierskap nie daar is nie, dan sal dit moet 'n goed bestuurde skool wees. Die kenmerkend van so 'n goed bestuurde skool is daar's 'n duidelike visie. Daar's orde. Besluite word oor die algemeen baie konsekwent geneem. Mense weet presies wat van hulle verwag word. En by so 'n skool kry jy dat die fokus is altyd op wat is in die beste belang van die kinders. Die teenoorgestelde daarvan sien jy dan nou raak in 'n skool wat swak bestuur word. Aan die ander woorde, daar is nie 'n duidelike visie nie, daar's eintlik wanorde. Daar is 'n vaagheid, dissipline is oor die algemene probleem tussen personeel, maar ook leerlinge tussen mekaar. En 'n gevoel van onsekerheid by die personeel. So watter rol speel die verhouding tussen 'n skoolhoof en 'n beheerliggaam nou en dan 'n bestuurspan vir die sukses van 'n skool? Dit is verskriklik belangrik, ja, en dat daardie verhouding tussen daai drie moet baie gesond wees, en dit speel 'n groot rol eintlik in die sukses van 'n skool, en baie skole sukkel juis met daardie beginsel. Die rolle in die rolverdeling moet baie duidelik afgebaken wees. Die beheerliggaam moet presies weet waar begin hulle rol en verantwoordelikheid en waar eindig dit. En so die skoolhoof en dan so ook dan die bestuur. So die skoolbeheerliggaam in die privaat skool praat ons baie keer van 'n direksie. Hulle gee rigting, hulle gee leiding van veral van die beleid wat daar is. Die skoolhoof aan sy kant, hy sorg dat die skool professioneel bestuur word, terwyl die personeel en die bestuurspan al wat hulle moet doen is om net seker te maak dat die visie word operasioneel deeglik uitgevoer. So weer eens, daar moet 'n baie goeie verhouding wees tussen hulle, daar moet gemaklikheid wees, daar moet geen konflik wees nie, en hulle moet mekaar kan vertrou. En wat is van die algemene bestuursfoute wat skole maak, selfs met goeie bedoelings? Ja, daar is 'n paar, Lian, die grootste ene is oor die algemene swak kommunikasie. Want as die kommunikasie nie deeglik is nie en is onduidelik en rolle is vaag, kry jy dat besluitneming is 'n probleem, verwagtinge is onduidelik. So dit is die een groot ding. 'n Ander groot ding is inkonsekwente toepassing van beleid en reëls. Tussen personeel veral, mense word nie dieselfde hanteer nie. Die onderwysers is baie sensitief daaroor en dan kry jy baie grootliks probleme. Dan die ander ding gaan oor die bestuurstyl, verskoning. Die probleem wat jy gewoonlik daar het, is daar 'n reaktiewe bestuurstyl. Is aan die ander woorde, krisisse gebeur en nou is daar eers dan 'n reaksie wat dan plaasvind. Terwyl die een wat baie meer kalmte en rustigheid bring, is 'n proaktiewe bestuurstyl. Onderwysers en selfs die kinders weet maande lank, weke voor die tyd, presies wat word hierdie week van hulle verwag. Waar is die fokus? Waar is die dinge waarop gekonsentreer moet word? En dit bring dan absolute kalmte en rustigheid. So ons het nou gepraat van die foute, maar hoe bou 'n mens 'n skoolkultuur waar daar orde is en dan aanspreeklikheid en waardes wat so belangrik is? In my mening begin dit by die leiers self, met hulle eie verantwoordelikheid wat hulle neem, hulle eie optrede, as dit getuig van respek en regverdigheid, konsekwentheid, dan sien dit baie vinnig deur na die personeel toe, en dit word aan die hele personeel se kultuur, en die personeel bepaal die totale kultuur van 'n skool. Orde kom wanneer reëls duidelik is, regverdig is en konsekwent toegepas word, en dan kry jy aanspreeklikheid. Is 'n verskriklik belangrike een, en baie skole sukkel daarmee. Maar dit gebeur wanneer almal presies weet waarvoor word hulle verantwoordelik gehou, wat is hulle rol, waar begin dit, waar eindig dit. As jy dit kry,
dan kry jy 'n gevoel van sekerheid. Menswaardigheid binne personeel en die hantering van jou mense, omdat dit 'n mensorganisasie is krities noodsaaklik. So kinders en onderwysers, hulle wil gesien word, hulle wil gehoor word, maar bovenal wil hulle gerespekteer word. So as jy daai goed in balans met mekaar bring, dan het jy effektiewe skool. Die geheim is altyd hard op resultate, maar sag op mense. So as 'n mens nou kyk na selfbestuur en selfstandigheid, waarom is goeie beleid, duidelike rolle en konsekwente toepassing daarvan uiters belangrik? Ja, beleid bring duidelike rolle en voorspelbaarheid. So daarom is beleid belangrik, want as dit dan daar is en dit word korrek toegepas, het jy minder konflik. Onsekerheid word uit die weg geruim en die onderwysers het 'n gevoel van regverdigheid. Dit is dan is jy op 'n goeie plek met jou skool. So 'n goeie beleid is dus die raamwerk vir regverdigheid, stabiliteit en goeie besluitneming. Okay, en hoe kan skole hul bestuur versterk sonder om oormatige administrasie of beheer vas te stel? Ja, ek dink dit is belangrik om net dinge eenvoudig te hou. Wel 'n skool is 'n komplekse organisasie, maar hou dinge eenvoudig. Fokus op die belangrike kernbeginsels wat daar moet wees. Soos ons nou genoem het, kommunikasie is belangrik, prioriteite is belangrik. Alles hang van baie goeie middelbestuur af. Want middelbestuur maak seker dat almal weet en almal is ingelig en almal se rolle is duidelik. So logies daarmee saam, as mense voel hulle is bemagtig, dan is al jou prosesse eenvoudig. Regtig, gaan ek afsluit hier om vir jou te vra, so wat is die nalatenskap van 'n goeie skoolbestuur? En dan natuurlik ook, wat verloor 'n skool wanneer daardie fondament ontbreek? Ja, Leandi, die nalatenskap op die ou end is 'n skoolomgewing waar daar kalmte is, daar's orde. Ek sê altyd en ek besoek jaarliks baie skole en net al honderde skole al so besoek en jy kom binne die eerste 5 minute agter, is hierdie goed bestuurde skool al dan nie. Jy sien dit in die voorportaal, jy sien dit as jy instap in die hoof se kantoor en alles wat jy daar sien, beleef en ervaar ook jou eerste kommunikasie met die hoof. Jy sien dit in die gange en 'n ander interessante een is jy sien dit in die kleerkamers. So dis wanneer jy gevoel kry van kalmte, rustigheid, orde, almal weet wat hulle rolle is, daar's geen paniek nie. Hier's fokus by die skool. Logies die teenoorgestelde. En dan is daai nalatenskap nie daar nie. Daar's wanorde, daar's dissiplineprobleme, deur spek. Jy sien dit onmiddellik as die klok lui, hier's wanorde, mense weet nie wat volgende gebeur nie. So gesonde bestuur se nalatenskap is rustigheid en goeie opvoeding aan die einde van die dag. Terwyl ongesond teenoorgestelde daarvan absolute onstabiliteit en kinders kan nie floreer nie. Hugo, en dit wat jy al gesien en beleef het by Afrikaanse skole hier in Suid-Afrika, wat was jou belewenis? Ons is baie bevoordeel. Afrikaanse skole is na my mening van die beste skole in die wêreld en dis nie dat die wêreld altyd daarvan weet nie. Ons besoek baie ander lande en skole en plekke, maar van die heel beste skole sit hier. En dit is weens baie goeie skoolhoofde, baie goeie leierskap en baie goeie opgeleide personeel wat 'n passie het en 'n roeping vir die onderwys het, en dit is die sleutel. Baie dankie, Hugo. As jy van hierdie episode gehou het, stuur dit gerus aan vir enige iemand wat jy ken, en dan natuurlik volg ons ook op Facebook, Instagram, TikTok en dan ook die Skole Ondersteuningsentrum se YouTube kanaal. Ons sien julle weer 'n volgende keer. Ek is Leandi Brazler en kom word slim hier by Skoolslim.